ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 124. Ek is professor Ernest Redlinghuis van die eerste gemeente van Javasua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, A4 boek, so 460 bladsye, alles gedeeltes van die boek Daniël, en die hele boek Openbaring. Kontak ons by ons webtuig, by ons selfoonnommer, WhatsApp nommer 0722 367 124, of gaan net na my webtuiste, https://javashua, vahsaia.co.za. As dit al die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, u is verskriklik welkom, altyd, verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat u sal inteken op die YouTube kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings kan ontvang van die verskillende studies waarmee ons besig is. Deel ook die link met u vriende en met u mense wat belangstel, en op die manier versprei ons ook die woord van Java. En natuurlik moenie vergeet die TikTok boodskappe nie, uiters belangrik. 'n pen en papier is baie belangrik, is 'n skryfblok, en 'n Bybel 33 of 'n 53 Bybel asseblief. Restoration of the Original Sacred Name Bible of 'n 1611 King James Bible, as jy nie anders kan nie. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Java vir u seëninge vanmôre, vir u goedheid en grootheid en heerlikheid. Dankie vir ons gesondheid, dankie vir dit wat u vir ons doen, dankie vir u gawes Vader. Dankie dat u ons voorsienendheid is, en dankie dat ons kan drink van die fontein van ewige lewe, wat u sê wat 'n fontein word wat in ons binneste uit opbars tot in die ewigheid in. Laat ons vanmôre lig wees, vars brood, vars water en vars sout aan 'n verlore wêreld daar buitekant. En elke vis vanmôre, elke een wat hierso na die studie luister en deel het in hierdie studie Vader, laat ons elke een werksaam sal wil wees in u koninkrykswerk. Net ons kan die verskil maak. Seën ons in die mooiste naam Javashua, laat dit so wees. Halleluja. Laat dit so wees. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanmôre se sessie vir u 'n wonderlike geleentheid kan wees. In die gebed het ek gesê aan die einde, net ons kan 'n verskil maak. Ja, natuurlik ons afhanklikheid van Java, ons Elohim Javashua, die Ruach se leiding, maar ons kan alleen 'n verskil maak in terme van hoe pastoor Reners gesê, ons is die hande van die Vader, ons is die voete van die Vader, dis die mond wat hy gebruik om die evangelie in die wêreld uit te dra. Dit is nou maar hoe dit is, né? En weet jy wat, ons kan dit nie verander nie. Die boek Spreuke, hoofstuk 11, en ek is steeds by die vers 5 waar ons opgehou het gisteroggend, gaan dit net weer oor praat. Ek kan nie genoeg kry van die skrif wat sê ons is die geregtigheid van die regskaapenis maak sy uit. Jy sê die geregtigheid van die regskaapenis maak sy weggelei. Met ander woorde, die blessings, die seëninge van hulle wat in die wil van Java wandel. Daai regskaapenis is in die wil, in die krag, in die salwing van die Ruach. Ons wie sê ons is in geregtigheid wat in heiligmaking lewe, in die vrese van die Ruach lewe. Toelaat laat die Ruach met ons werk. Jy weet, dit is so maklik om vanmôre myself af te sny van die boodskap af, toe te maak. Dit is so maklik. Ek en u maak die deure oop of die venster oop, en ons maak hom toe wanneer ons wil. Ons sny die Ruach werkinge af. Maar jy weet, wanneer die deur oop is in die Ruach, ek praat nou van die Ruach, die deur van die venster, kom ek praat van die venster, waar die venster oop is, en die Ruach kan inbeweeg in my, dan vloei die seëninge. Maar wanneer ek die venster van seëninge toemaak oor my, baie keer
is ons eie grootste vyand. Ek het dit een keer lang terug gesê. Ons is baie keer ons eie grootste vyand. Hoekom? Ons sny ons eie seëninge af, net so. Ons sny dit af. Deur wat te doen? Deur die deur of die venster van opportunities. Dit wat Jaffa vir ons stuur, wat hy vir ons gee, dit af te sny. Ons is die geregtigheid, en ons wil hê dat ons weggelyk moet wees. Daar's nie een van ons wat op 'n pad wil wandel wat ongelyk is vanmôre nie. Jy het probleme. Maar as ek en u vanmôre kan sê dat deur die Ruach HaKodesh wandel ons op die gelykpaaie van die Ruach HaKodesh, die Gees. Nou, om daar te funksioneer beteken dat ek met my eie gees, my eie wil, my eie persoonlikheid onderwerp aan die Ruach HaKodesh. Ek het dit een keer voorheen verduidelik. Ek het die Ruach HaKodesh wat my sielsdimensie beheer, maar ek het ook my eie gees, en ek gaan dit in plain Afrikaans sê, ek het my eie attitude, ek het my eie wil, ek het my eie manier, en weet jy wat, dis baie keer daai goed wat maak dat ek nie kan regkom nie. Dis daai goed wat my terughou van al die blessings af, wat Jaffa vir my in gedagte het. Daai eie ek, I, me and myself, daai 3 oukies. Ek is die beste vriende met daai 3. Want niemand anders te maak vir my saak nou dit verkeerd. As ek my eie wil kan kry om te onderwerp, my eie gees kan kry om te onderwerp aan die Ruach HaKodesh, aan die wil van Vader, aan die wil van Yahshua. Wat is sy wil vandag? Wat is sy wil in my lewe? Hy sê so mooi, kom nou laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, is 'n wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit word soos sneeu, dit kom net so by my op. Dis sy wil, dat ons moet vry wees. Dis Vader Jaffa se wil, dat ons geseënd moet wees, in Yahshua. Dis Vader se wil, hy het klaar die prys gegee, sy seun, Yahshua, en hy het die totale prys betaal deur aan die kruishout te sterf. Yahshua het al die werk klaar gedoen. Hy veroorsaak dat die krag van die Ruach vir ons beskikbaar is. Al wat ek moet doen, ek moet my eie wil onderwerp aan die wil van Yahshua, deur die Ruach HaKodesh. En dis daai eie wil partykeer wat die grootste probleem is. Dis ek. Jy weet, dis makliker om te sê dis ons, as om te sê dis ek. Maar weet jy, wanneer ek sê dis ek, dan klink dit asof dit net ek was, terwyl dit nie is nie. En dis gewoonlik die ouens wat sukkel, wat partykeer val. Daai ek. En dis wat Yahshua wil hê vanmôre. Daai ek moet ek onderwerp aan die gesag van die Ruach HaKodesh. Ek moet my eie gees onderwerp aan die Ruach HaKodesh. Die oomblik wanneer ek dit kan doen, daai eie ek maak eintlik my geestelike ore toe, dat ek nie kan hoor wanneer die Ruach praat, want hy sê dis ons nie. En onthou dat Vader Jaffa sê, ek deel my eer met niemand nie. Hy deel nie sy eer met iemand nie. Maar tog het hy vir ons sy seun gegee, en die bloed van sy seun, en vir die fasiliteit van die Ruach HaKodesh. Hoekom? Maar hulle al 3 is een. Want Yahshua sê, hy wat my gesien het, en die Vader gesien. Ek en die Vader is een. Hoe sê hy daarso, die Vader, die Seun en hy sê die Vader, die bloed en die Ruach is een. Die woord, Johannes 1:1, in die begin was die woord, en die woord was by Jaffa, en die woord was Jaffa. En hy het vlees geword en onder ons kom woon. Die skrif kom net so by my op. Wie is in my vandag? Wie is in beheer?
van my lewe. As ek dan sê ek is in die geregtigheid van Vader Jahwe, wie bestuur my lewe? Wie beheer my? Wie beheer hierdie dag vir my? As ons na die begrafplaas toe gaan, dan sien ons daar's graffies van klein af tot stokou mense. Dood het nie 'n ouderdom nie. As ek my eie lewe kan beheer, soos ek die ouens wat sê, ek is my eie baas, dit is my lewe, dis nie jou lewe nie. Want jy kan nie vir my sê wanneer jy gaan sterf nie. Maar vanmôre, ons as Jahwiste, wat in nederigheid kom en sê, ek is niks, behalwe in Jahwe nie. Sonder sy genade is ons niks nie. Die geregtigheid van die regkapere maak sy weg gelyk. Sielste mense reg, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid, hy grou sy eie gat, sy eie sonde val hy in. Die geregtigheid, weer die geregtigheid, ek hou van dit. Die geregtigheid van die opregtes red hulle. Daar's die antwoord. Die geregtigheid, die wil om geseën te wees, die gesalfdes en die gunsgenote, die wil om dit te wees, dit red my in geregtigheid. Kyk hoe mooi is dit. Die geregtigheid van die opregtes, so die ongeregtiges, die goddelose, kan nie staat maak op hierdie titel van geregtigheid nie, of die geregtes, hulle wie in die geregtigheid lewe nie. Nee, daar's kwalifikasies daaraan. Om te sê ek is deel van die wie in die geregtigheid lewe, beteken dat daar moet vrugte van die Ruach HaKodesh, 1 Korinte 12, 1 Korinte 14, ek dink net aan die skrifte, daar moet van daai vrugte in my lewe wees. Daai Ruach HaKodesh vrugte moet teenwoordig wees, om te kan kwalifiseer om deel van Jahwe, ons Elohim se geregtigheid te wees. En die oomblik wanneer ek begin funksioneer in daardie Ruach HaKodesh vrugte, dan kan ek sê, ek is ook nou in geregtigheid. Ek is ook in geregtigheid. Ek is ook 'n Jahwis. Daar is sekere dinge wat ons moet doen. En jy weet, dis nie wat ek gedoen het 5 jaar terug nie. Die vraag is, waar is ek vandag? Dis nie wat ek gedoen het 2 weke gelede nie. Die vraag is, waar is ek vandag? Daar, 3 weke terug, kon ek gesê het, ek wandel in geregtigheid. Maar kan ek dit vanmôre sê? Kan u vanmôre met 'n oop hart sê, prof, ek lewe in die geregtigheid van die Ruach HaKodesh, deur die genadebloed van Jahwe? Kan ek dit sê? Ja, ek kan dit sê, maar kan ek dit met oortuiging en opregtheid in my hart sê? Want as ek dit kan sê, kan ek staat maak op die woord wat sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paai vir jou gelyk maak. Ons het gesien gister en ook vanmôre daar waar hy sê, die geregtigheid van die regkapernis maak sy weg gelyk. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paai vir jou gelyk maak. Hy sal die dubbeltjies so goed vir jou wegvat. Die vers 6, die geregtigheid van die opregtiges red hulle, so daar's redding om in die geregtigheid te wandel. Natuurlik is daar. Ons is nie gered uit onsself nie. Die Bybel sê is uit genade, nie uit onsself nie. Ons is gered uit genade. Wie is genade? Genade het 'n naam, ek het dit al 'n paar keer gesê, dit is Jahwe. Nie uit onsself nie. Ek wou niks van die bonatuurlike evangelie geweet het nie, die geopenbaarde evangelie. Maar Jahwe deur sy geregtigheid ander op my pad gestuur, wat met my aangehou het. En so gebruik Jahwe ook ander mense in ons daaglikse lewe, om ons te lei in alle besigheidsrigtings en alle denkwysesrigtings. En dis hoekom ons deur die Ruach moet gelei word. Ek wil my nie laat lei deur 'n ou wat se asem na brandewyn stink nie. Natuurlik nie. Glad nie. Ek wil my laat lei deur iemand wat se lewe kan getuig
dat hy 'n geregtige is. Laat my dink so klompie jare terug toe ek die boekwinkel gehad het in die Traders Mark hier in Pretoria, Montana, 7,5 jaar daar gewees, waar ek my boeke verkoop het en wat ek van daar af gefunksioneer het en die evangelie uitgevat het in die wêreld in. Die oggend wat die ou tannie, ek het net oopgemaak tussen die ou tannie daar met 'n bolla op haar kop en met 'n Bybel in haar hand en sy sê vir my, sy kom vanmôre, want God het haar gestuur, sy het 'n woord vir my. Ek sê, tannie, maar ons is hier by mekaar, die tafel is so 600 mm breed, sy is daai kant en ek is die kant van die tafel. Maar toe ek haar ryk sy soos 'n borrelstoer wat in die aardbewing se rakke omgeval het. Ek ryk net brandewyn. En sy is nog besig om te praat. Sy sê, God het gesê, ek moet vir jou kom sê. Ek sê, stop. Ek sê, jy ryk soos 'n borrelstoer. Wanneer het God met jou gepraat? Gisterand toe jy nigter was of voordat jy vanoggend begin syp het? Sê sy, nee, ek het nie vanmôre gesyp, ek het net so kleintjie gevat, want ek was bietjie senuweeagtig. Ek sê, laat jy gaan. Laat jy gaan. As Jaffa met my wil praat, sal met my iemand stuur, wat in die geregtigheid met my gaan deel. Hy stuur nie vir my iemand wat soos 'n borrelstoer ryk nie. So laat ek en jy mekaar verstaan. Ek luister jy moet gaan. Ek bestraf jou in die naam van Jafashua. Laat jy gaan. En daar gaan die tannie, met haar boodskap in al. Verstaan jy wat ek sê? Ons moet versigtig wees, laat ons nie toelaat dat mense wat nie in die geregtigheid wandel nie, ons moet leer nie. As jy in die geregtigheid wandel, anytime, maar nie wanneer hy of sy in ongeregtigheid lewe nie. Kom ons wees vandag 'n seën verander. Kom ons wees 'n seën, sodat die geregtigheid van Jaffa uit my uitstraal, dat ek 'n seën verander kan wees. Tot môreoggend, as Vader Jaffa die gesondheid spaar, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.